Dinsdag voor die Here Jesus se kruisiging, het hy die mense geleer en die kerkleiers het hom op verskillende maniere die 'n moeilike vraag probeer vang, byvoorbeeld oor belasting, die grootste gebod en nog meer. Dit was 'n dag waar die Here Jesus baie reguit met die mense gepraat het. In Lukas 20 vers 6 tot 19 in die gelykenis van die boere in die wingerd, sê hy reguit dat hy is die seun van God gekom het om die oes van sy pa se wingerd te kom haal en dat hulle hom sal doodmaak. Jesus kies dus duidelik vir die kruispad en dan gebeur iets wat hom diep ontstel het. Johannes 12 vers 20 tot 36 vertel dat daar Grieke was wat Jesus graag wil ontmoet. Hulle gaan na Andreas, die disipel met 'n Griekse naam wat kom uit 'n deel waar daar baie Grieke was. Hy gaan na Filippus wat van dieselfde dorp kom. Saam gaan hulle na Jesus en sê dit vir hom. Hy antwoord hulle dat die tyd van sy verheerliking gekom het. Die koringkorrel moet in die grond val sodat dit 'n groot oes kan inbring. Hy roep hulle dan op om hom te volg. Hy sê dat hy juis vir hierdie uur gekom het en dat die Vader deur hom verheerlik moet word. 'n Stem uit die hemel bevestig sy keuse vir God se pad. Daar bestaan 'n moontlikheid dat die Grieke gekom het om vir Jesus 'n maklike uitweg na die Griekse wêreld te bied, weg van die kruis af. En daarom was hy so ontstel. Hy kies egter vir die Vader se pad vir hom. Die Dinsdag voor die kruis help ons om te onthou dat die koringkorrel moet sterf om vrug te dra. Daar sou vir ons geen verlossing en 'n lewe saam met God wees as Christus nie gekies het om soos 'n koringkorrel in die grond te val en te sterf nie. Besef jy dat jou eie lewe geen vrug sal dra as jy nie Christus volg en jouself aflê nie?